Dankie Here dat ons weet dat U in beheer is. Dankie Here wanneer goed te mekaar lyk, goed moeilik lyk, weet ons U is in beheer. Here, ek bid wanneer die twyfel kom dat ons sal terugdink aan al die kere wat U al reeds in ons lewens ingespreek het en dit nooit sal vergeet nie. En ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie JD, baie dankie Josh. Vir die wat nie weet nie, ek dink JD was Vrydag, nee. Nee, het was Dinsdag by die Pinksteraand. Ja. JD het nie geweet nie, ek het net na hom toe gegaan te vra, kan ons asseblief die liedjie Sondag aand doen? Want dit was na in my hart en ek dink dit vat die hele reeks regtig mooi saam. Ek glo ons almal, wanneer ons die boek doen, in the benefit of doubt, is dit omdat ons almal vra het van, maar Here, hoekom? Hoekom gebeur sekere goed? Hoekom is dit so sleg wanneer ons daar buite in die wêreld kyk? Hoekom gebeur al die goed? En dan begin ons regtig twyfel, ons vra, Here, is jy regtig daar? Here, is jy regtig goed? En ons begin regtig vra, en ons begin twyfel, maar ons praat nie daaroor nie, want ons redeneer in ons koppe, as ons twyfel glo ons nie. En ons begin redeneer van, niemand mag weet, dat ek hierdie goed dink nie. Maar wat ons met hierdie reeks wil aanpak, is om te leer, twyfels nie noodwendig 'n vyand van die geloof nie. Twyfels dikwels die pad na 'n dieper geloof, na 'n sterker geloof. En dis my challenge om 'n bietjie dit in die begin af te skop, om hierdie vrae aan te pak. En ek moet net sê, wanneer ons kyk na die skrif, na die Bybel, is daar baie mense wat getwyfel het. Daar was Thomas, daar was Petrus, daar was Johannes, die doper, Gideon, Habakuk wat met die Here gestryd het, maar selfs die disippels. Ons lees Matteus 28 vers 19, dit is nou nie op die slides nie, waar ons die Here sê, gaan uit, maak disippels van die nasies. Maar ons moet besef, voor dit, 3 verse voor dit, in vers 16 lees ons, die 11 disippels het toe na Galilea gegaan, na die berg soos Jesus hulle beveel het. 17, toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party van hulle nog getwyfel het. Dis dieselfde 12 disippels wat 3 jaar lank saam met Jesus se pad gestap het. Dis dieselfde 11, Judas is nie meer daar nie. Sorry. Dis dieselfde 11 disippels wat 3 jaar saam met Jesus lank 'n pad gestap het, wat die wonderwerke gesien het, wat alles gesien het wat die Here gedoen het in sy bediening, van hulle het aanbid, van hulle het getwyfel. En Jesus het hulle nie uitgehaal daaroor nie, hy het hulle nie gekonfronteer heeltyd daaroor nie. Hy het gesê, gaan uit en maak disippels. Die vraag wat elkeen van ons moet vra is nie, gaan ons twyfel nie. Die regte vraag wat ons moet vra is, wat doen ons wanneer ons twyfel? Want elkeen van ons gaan twyfel. Ons moet besef, God is nie bang vir jou vrae nie. Ons lees in Habakuk 1 vers 2 tot 3, waar Habakuk sy eerlike gebed aan die Here gee. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here? Moet ek by U bly kla oor geweld voordat U red? Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk U toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebeklei. Habakuk kyk heeltyd in geweld vas. Hy kyk heeltyd in onreg vas. Hy vra vir die Here, maar hoekom Here? Hoekom? Wat gaan aan dat
is dit net ek wat die sien? Waarom laat u hierdie onreg toe? So besef, ware geloof is nie om te sê ek twyfel nooit nie. Dis om eerlik te wees daaroor. Ware geloof is nie om al die antwoorde te hê nie. Dis om nooit God te los nie. God het nooit gesê ons mag nie vra nie. Hy het nooit gesê ons mag nie twyfel nie. Sommige Christen dink dit is sonde om te twyfel en om vrae te vra. Maar ek wil sê, dis nie sonde nie, dis 'n diep soeke om te groei. My persoonlike ervaring met die soeke van vra is wat ek met my pa doen wanneer hy preek. As ek nie saamstem met die vers wat hy gebruik het nie, dan gaan ek na hom toe en ek sê, pa, ek stem nie saam met dit nie. En dan sal ons sit en ons sal praat daaroor. En dan, as ek reg is, gaan hy terug na die kerk toe en hy sê, onverskoning. Dan is ek van, yes, 3 uit die 50 keer was ek reg. Maar die ander 47 kere, wat niemand van weet nie, het my pa my geleer van, maar dis hoekom my seun, kyk hier, die Ou Testament wat vergelyk met hierdie vers en hierdie agtergrond wat jy nie raak gesien het nie, en dan leer ek daaruit. En dis wat God vir ons soek. Ons moenie bang wees om die vrae vir hom te vra nie, want hy wil ons die antwoord gee. En ek hierdie reeks vir my pa gebring het, en ek kyk na al die Bybelse mense wat getwyfel het, en selfs die 11 wat getwyfel het, toe Jesus opgestaan het en hulle verskyn het, toe laat dit my dink aan hoe ek laas jaar gevoel het. Laas jaar was vir my moeilik geweest. Ek het gesukkel om in die kerk die Here te voel en te connect. Maar dan sal ek huis toe gaan en ek sal by die huis worship en musiek aansit en goed soos dit, want ek het 'n soeke na hom gehad, maar ek het hom glad nie gevoel nie. Ek het gebid en ek het geen antwoord gekry nie. Waar ek self Oktober maand gevra het vir myself, is my geloof ooit waar? Is wat ek doen ooit? Beteken dit iets? En soos 'n paar ure gaan verby, stuur 'n tiener weer vir my 'n boodskap van hoe baie ek vir hulle beteken, en ek huil. Want hier twyfel ek oor wat ek doen, is dit ooit iets werd? En ek dink terug aan ons mission trip. Ek was op die tweede een wat die gebeur het, waar ons uitgegaan het in die in Vryheidse, wat is die dorpie se naam nou weer? Rimvasmaak, dankie. Waar ons in Rimvasmaak ingegaan het om vir die mense te bid. Ek was in my pa se groepie, en ons loop in 'n tannie se huis in, en haar arms is so, sy kan nie loop nie, haar hele gesin dra haar na haar stoel toe. En my pa sê, ek moet vir haar bid. Ek vat my pa een kant toe, ek sê vir hom, pa, ek kan nie. Ek glo nie, sy gaan gesond word nie. En hy sê vir my, maar jy gaan nog steeds bid. En dan het ek getwyfel, en ek bid vir die tannie, en ons loop uit, en ek sê nog vir my pa, ek het nou tyd gemors. Toe hoor ek die tannie skree my naam. Nie 100% reg nie, maar sy skree my naam. Toe ek agter my kyk, toe spring die tannie op en af, en gooi haar arms in die lug, en haar hele gesin huil. En ons spring vorentoe na 2025 waar ek vra, is U waar? Ek sien wonderwerke gebeur en ek vra nog steeds. Want dis vir die vyand doen, twyfel gaan kom. Veral van ons om nie voel nie. Paar weke terug, terwyl ek prep vir ek het vir een van die ouens daai tyd gebid, en hulle laat weet my gebede het waar geword. Hulle weet nie ek het vir hulle gebid nie, maar presies wat ek gebid het waar geword. So die Here het my gehoor, al het ek gedink, hy het nie.
Thomas het ook hierdie diepe desire gehad om te groei. Ons ken hom as Thomas the Doubter. Oor hy heeltyd getwyfel het oor die gate in Jesus se hand, wil hy eers sy vinger insit. Dieselfde Thomas wat sy hand in Jesus se sy wil sit. Maar hy is die een wat nie bang was om sy twyfel te noem nie. Waar sy geloof so sterk geraak het, dat hy vir die Here gesterwe het. Hy het een van die sterkste gelowe in die Nuwe Testament gehad, maar ons almal ken hom as Thomas the Doubter. En ek glo, terwyl hy hierdie vraag gevra het van die disippels gedink, ag, hoekom vra jy weer die vraag? Maar ek kan jou beloof, van hulle het gedink, dankie tog, jy vra dit, ek het dit ook gedink. Want hy was nie bang om dit te vra nie. Twyfel kan jou geloof verdiep. Baie mense dink daar's net twee opsies wanneer jy twyfel. Gee op jou geloof of bly net stil en sê niks. Maar die Bybel wys vir ons 'n duidelike ander opsie. Habakuk het gestoei met God. En vir die wat nie weet nie, Habakuk se naam beteken wrestle with God. En dis wat hy sy hele lewe lank gedoen het. Hy het nie net goed laat gaan nie, hy het gestoei met God. Ons lees in Habakuk 1 vers 6 tot 7, ek laat toe dat die Galdeërs die nuwe wêreld mag word. Dis God wat met hom praat. Hulle is wreed en gewelddadig, 'n nasie wat die wêreld deurkruis om ander se woonplekke af te neem. Hulle is bekend vir hulle verskriklike wreedheid. Hulle doen net wat hulle wil en niemand kan hulle keer nie. Maar Habakuk, hy vat dit nie, hy aanvaar dit nie. Hy sê nee Here, dis nie reg nie. Hy begin stoei met die Here. En ons lees verder in Habakuk 1 vers 12 tot 13. Here, U was van altyd af daar en sal altyd daar wees, my God. U is volmaak. 'n Mens kan nie anders nie as om U te aanbid. Here, by U het ons ook nog altyd veilig gevoel. Maar nou het U die Babiloniërs aangestel om te wys dat ons skuldig is. U gebruik hulle om ons te straf vir alles wat ons verkeerd gedoen het. U is so volmaak dat dit onmoontlik is om te dink dat u sulke verkeerde dinge sal sien gebeur en dit doodgewoon sal aanvaar. Hoe is dit dan moontlik dat u sien wat hierdie boosdoeners aanvang en stil bly daaroor? Hulle wis mense uit wat beter as hulle leef. Die Bybel wys vir ons kan twyfel en aanhou soek vir vrae en antwoorde. Ons kan aanhou dieper en dieper in ons verhouding met die Here, hierdie stryd hanteer, want hy wil vir ons 'n vader-seun verhouding hê. In hoofstuk 1 is dit 'n hele stryd wat Habakuk heeltyd met God het. Hoofstuk 2 sien ons dis net wag. Hy wag net die heeltyd op die Here se antwoord. En is dit nie geloof nie? Ons vra vir God, in geloof wag ons vir die antwoorde. Nog 'n voorbeeld van geloof wat verdiep in twyfel is Petrus wat op water geloop het. Hy was daar, hy het fisies op die water gestaan. Toe kyk hy vir die storm. Toe twyfel hy en hy begin sink en God gryp sy hand, Jesus gryp sy hand en sê, waarom twyfel jy? Maar hy sê nie, waarom twyfel jy met 'n geskel en hierdie van wat 'n pa sy kind regwys van, jy moenie dit doen nie. Hy gryp sy hand uit en nooi hom na hom toe. Hoekom twyfel jy? Ons moet besef, ons twyfel diskwalifiseer nie jou geloof nie. God ontmoet mense in hulle twyfel, net waar hulle is, en sê, kom. En dit kom by die derde punt, geloof beteken om God te vertrou, selfs sonder antwoorde. Weereens Habakuk in hoofstuk 1 vra net heeltyd vra. Maar in hoofstuk 3
verander alles. Nie sy omstandighede nie, maar sy denke, sy fokus. En hy sê in Habakuk 3 vers 16 tot 18, toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword. My bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Ons moet besef, dis nie 'n valse positiwiteit nie. Die is ware geloof. Ek verstaan nie, Here nie. Ek verstaan nie. Maar ek vertrou steeds U. Die gebed wat Habakuk noem, die gebed wat Habakuk geskryf het, noem hulle, kan ons dit opsit, want ek gaan sukkel. Sigionof, sorry, ek weet nie om dit uit te spreek nie. Maar dis 'n wilde, passievolle lied van vertroue. Ons moet die Here prys. Nie omdat alles goed gaan nie, nie omdat alles reg is in die wêreld nie, maar omdat hy so heilig en goed is. Die lied wat ons nou net gesing het, is in die middel van die storm, sal ek U bly vertrou. Die rede hoekom ek vir JD gevra het om dit te sing, dis die eerste lied wat hulle gesing het toe ek teruggekom het Appington toe. En dis die eerste lied wat ek weer in die Here se teenwoordigheid gevoel het. Van laas jaar af. Miskien sit jy vandag met onbeantwoorde vrae. Of onbeantwoorde gebede, met pyn, met lyding, met 'n teleurstelling van Here, hoe kan jy dit toelaat? Met verwarring, met vrae. Maar onthou, twyfel beteken nie, jy verloor jou geloof nie. Soms is twyfel die plek waar jy geloof dieper raak. Waar dit net sterker raak. Hou aan bid. Hou aan vra. Hou aan soek. Hou aan opdaag. En hou aan vertrou. Soos Psalm 23 vers 4 sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Geloof word nie altyd gevind in al die antwoorde nie. Soms word ware geloof gevind in jou twyfel. Kom ons sluit net ons oë. Dankie Vader, dat ons na U toe kan kom, van ons twyfel, van ons vrae. Dankie dat U ons nie uithaal voor almal en ons sleg sê wanneer ons twyfel nie, maar U help ons, U lei ons na 'n dieper geloof toe, U nooi ons in na U liefde toe, en U wil ons help verstaan. Here, wanneer ons deur hierdie reeks werk in die volgende paar aande, Here, ek bid dat U wysheid in ons lewens in sal kom. Dat die Heilige Gees met ons sal stap. En dat ons voluit die sal induik. Om te weet, al twyfel ons, U is met ons. En U laat ons nooit alleen los nie. Al voel ons, U hoor ons nie. Al voel ons, niks maak meer sin nie. U bly in beheer. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen.